Goeiemôre geliefdes. Welkom vanoggend in EG Oudtshoorn Park gemeente. Dit is baie lekker om saam met julle te wees. Mag die Here ook vanoggend aan die woord kom en mag ons hier uitbeweeg met 'n lied in ons hart met hoop. Dit is ook lekker as ons so saam is om te weet ons is op 'n baie spesiale Sondag hier waar 'n klomp jong mense kom sê maar ek glo. En ons almal bely ons geloof in elke geval, elke dag en elke week en elke Sondag. Ons sê dit in die apostolikum, die 12 artikels. Baie keer sê ons om in Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, ek glo, ek weet dit, nee. Die Here is my herder, ek kom niks kort, en dan is dit ook 'n geloofsbelijdenis. Maar wat spesiaal is dat hulle vanoggend kom as 'n klomp jong mense en hulle kom sê, maar ek kom voor getuies en ek kom voor 'n gemeente, voor my ouers, voor my vriende, voor my skoolse maats, kom sê ek vandag, ek glo in Jesus Christus. Hy is my verlosser en my saligmaker, ek glo. En wat 'n spesiale dag is dit as ons vanoggend hier saam is, 'n groot groep. Daar is nog 'n Sondag wat gaan kom, waar nog 'n paar gaan hulle belydenis van geloof aflê, maar vanoggend is hulle 26 en ek weet sommer dat hierdie groot groep ook vanoggend almal kan ja sê. Hulle glo in die opgestane Jesus Christus. Natuurlik het ons mekaar ook gesê, dis nie 26 engele wat hier voor ons sit nie, dit sal julle nou weet. Hulle is op die begin van 'n reis waar hulle vandag kom ja sê, maar dan die pad gaan stap saam met Abba Vader, saam met die Heilige Gees, gaan hulle die lewe instap. En natuurlik sal hulle nog foute maak, ja ons weet dit. Ons weet in ons woorde, in ons gedagtes en dade het ons die hele tyd daaglikse verkering nodig. En moet ons al hoe meer die beeld van Jesus. Paulus sê in Romeine dit ook baie duidelik, tot die dag van ons dood toe, sal ons besig wees om al hoe meer die beeld van Jesus te wys, 'n aangename geur in 'n wêreld buite. Maar dit is toch spesiaal dat die NG Kerk 'n geleentheid skep vir lidmate om ergens te kan sê, maar waar staan jy in jou geloofslewe? Wat sê jy vir ons? Glo jy? Waar is jy? En eintlik behoort ons almal vanoggend 'n mikrofoon in die hand te kry en te kan sê, maar ek glo. As ek jou direktief kom vra vanoggend, glo jy in Jesus? Moet jy kan sê ja ek glo. En daarom is dit so spesiaal dat hierdie jong volwassenes, hierdie tieners vanoggend hier sit saam met hulle geliefdes en dan hierdie belangrike antwoord kan gee. Ek het hulle so gespot en gesê, daar's 'n paar keer wat hulle nog voor 'n kansel gaan staan en hulle gaan nou vandag staan en dan kom hulle ook weer hier staan as hulle gaan trou en dan ook weer wanneer hulle by die doop kom van 'n kind van hulle. Nou dink julle dis nog 100 jaar weg. Dis dalk nie so ver weg nie. Ek weet al aan ma gaan dalk nou so iemand in die keel kry as ek daai ding te sê. Maar trou eers en dan sal ons by die dood kom. As ons die goed hoor, geliefdes, dan weet ek dat die Here vanoggend ook hier teenwoordig is. Hoe spesiaal is dit dat ons ook in hierdie diens kan staan en weet hier by NG Oudtshoorn Park waar verhoudings, genesing, toerusting, disipelskap vir ons belangrik is, ons pilare, bou ons sy koninkryk en gaan ons steeds voort om sy koninkryk te bou. Al ons normale weekprogram goed gaan steeds aan, die 4 Bybelskole, ons 2 bidure, alles vir die week is die normale program geliefdes. Julle kan maar kyk na die blaadjie. Ek wil graag net geluk sê vir almal wat verjaar. Mag dit 'n besonderse dag in jaar wees, hier van die 20ste tot 27 Oktober. En dan natuurlik 25 Oktober, nou eerskomende Saterdag, 6:00 die aand het ons potjie kos ete waar ons saam eet, daar in ons groot saal daar agter. Kry vir jou kaartjies by die kantoor, Gesina is beskikbaar vandag. Dit gaan 'n wonderlike geleentheid wees. Daar's 'n klomp potte het ek gesien hierdie jaar op ons WhatsApp groep. Ja, dan kan jy Saterdag so van die namiddag
die van 2 uur se kant af kan jy kom saam kuier, en teen 6 uur is die potte gereed. Saterdag 25 Oktober, dis regtig net 'n saam kuier geleentheid en saam eet Saterdag aand. Vriende, ja, ek dink dit is die goed wat ek nou gaan uitlig. Mag die Here werklik die diens ook vanoggend seën. Kom ons raak 'n oomblik stil en afhanklik. Welkom aan elke pa en ma, ouma grootjie, oupa grootjie, julle wat inkyk op Facebook, die Rotarië oor Millennium Park, uitsondering aftree oor natuurlik die kuiers ook. Ons het 3 oorde wat so met die kameras daar agter inkyk. Hulle deel elke Sondag in ons diens. Hoe spesiaal is dit? Sit hulle in hulle ontspanningssaal en hulle kan deel in hierdie diens. En hoe lekker is dit vir hom in te kyk. En natuurlik ons Park Facebook kykers ook. Kom ons raak stil, voel welkom. En mag die Here nou vanoggend ook aan die voorkom. Kom ons buig die hoofde. En ek kyk op na die berg en ek vra waar vandaan sal my hulp kom. En die antwoord kom my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Heilige Gees, ek weet U is vanoggend hier teenwoordig. Ons roep U aan, almagtige God en Hemel Vader, Skepper God. En dankie kom sê ons vanoggend Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker wat ons bely in ons geloof, juis in die begin van hierdie diens vanoggend. Ons bely dat Jesus ons verlosser is, dat hy gesterf het, dat hy die sonde en die dood oorwin het en dat daar vir ons 'n ewige lewe wag. Here, dankie daarvoor dat U enigste seun gegee het en dat ons nou vanoggend by so 'n diens soos hierdie kan stil staan waar ons sê ons glo. Ons glo met alles in ons hele wese. En ek dank U daarvoor. En Here, dankie dat ons vanoggend ook in hierdie diens nie net gaan ons geloof bely nie, maar dat ons ook in hierdie verloop van hierdie diens gaan sien hoe 'n tiener kom staan en sê, maar ek kom bid aan Jesus. En uit van ons U loof en prys en 'n lofprysing en aanbidding vanoggend. En Here, dankie. Dankie vir geleenthede soos hierdie. Spreek nou ook vanoggend, Here, spreek uit U woord uit. Ek bid ook vir wysheid uit U woord, Here. Ek is nederig, 'n stofmens, afhanklik. En ek vra, Here, dat U ook nou vanoggend tot elke luisteraar, tot elke kyker wat inkyk, sal spreek, want U kinders luister. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Genade vir julle, vrede vir julle van God ons Vader en Here Jesus Christus, die werking van die Heilige Gees, hy wat vanoggend hier teenwoordig is, op die eendag kom groet jou Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. So 'n stuk voortdurend lees ek vanoggend vir ons in Lukas 24, so vers 36, spesifiek en ook dan vers 46, dan staan daar, terwyl hulle nog oor die dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. En dan hoor ons hierdie gedeelte wat dit vir hulle so amper ongeloof is. Hoe staan Jesus nou by hulle en sê die woord met sy vleis en met sy liggaam en daar waar hy staan by hulle as mens. En dan het daar iets met hulle gebeur, vers 46, verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus, die gesalfde, moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergifnis van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. Hierdie gedeelte waar Jesus die eerste keer aan sy disippels verskyn, dan sê hy, kom voel aan my en kyk,
'n gees het nie 'n vleis en bene soos wat julle sien ek het nie. En terwyl hy dit vir hulle sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Jesus het werklik opgestaan. Die graf is leeg en ons bely vandag ons geloof in die opgestane Jesus. Wees gegroet vanoggend, geliefdes, en mag die Here nou ook aan die woord hou. Amen. As ons praat oor geloof, wil ek hê dat ons 'n oomblik stil staan vanoggend by die woord van die Here. En die eerste geleentheid wat ons kry, het ons elke keer ons Bybel oopmaak in 'n kerk en sê, maar wat sê die woord? Wat hoor ek vanoggend by die Gees? En hoe kom die Here aan die woord? Daarom gaan ons vanoggend saam praat en dit nie as preek sien, maar as praat sien saam met julle en met julle. En mag ons deel in die Gees vanoggend en dit wat die Here in ons harte kom bevestig. Ek praat oor geloof, en geloof is juis om nie te kan sien. Om selfs wanneer ek nie sien nie, steeds te glo. As ons dit vanoggend vir mekaar sê, het 'n onderwyser eendag vir sy klas gevra, maar wat is geloof? En die een steek toe dadelik hand op en sê, meneer, dit is soos Wi-Fi. En die onderwyser sê, ja, wat bedoel jy daarby? Hy sê, ons kan nie Wi-Fi sien nie, maar ons weet dit is daar en dit werk. As my foon connected is ek connected. En die sein is baie sleg. En dit was vir my 'n baie mooi beeld gewees. Om te verstaan, maar dit is juis geloof. Ons sien nie vanoggend die Heilige Gees nie, maar hy is hier teenwoordig. Die God wat nie 'n vel om het nie, is uitgestort en hy is vanoggend hier teenwoordig. En hy is langs my, hy is in my, voor my, agter my, om my. Hy sien neffens my. En as ek dit kan verstaan vanoggend, die God wat ons aanbid, dat hy vir ons so lief is, dat hy sy seun vir ons gee, en toe Jesus opvaar na die hemel, toe gee hy vir ons weer opnuut die Heilige Gees, daai bevestiging, maar weet die Heilige Gees is by julle, al kan julle hom nie sien. Hy is vanoggend hier. Ons voel hom, en ons weet ook, dat dit wat vanoggend hier gebeur, ook God se wil is, sy doel is, en dat ons sy teenwoordigheid beleef. Ek wil so na 'n paar tekste kyk. 1 Timoteus 1 staan vir my uit vers 19. Ek wil julle net 3 tekste vanoggend gee. 3 kort tekste. Die eerste een sê, hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete. Omdat sommige hulle gewete onderdruk het hulle geloof skipbreek gelei. Paulus kom waarsku hier in Timoteus juis dat ons 'n goeie gewete moet behou. Geloof is nie net 'n kennis van God nie, maar is gehoorsaamheid aan God. Hoor ek en jy dit vanoggend? Dat ons nie net kan bely met die mond, maar nou gaan leef ons in die week heeltemal die teenoorgestelde as wat ek vandag bely nie. As ek nou gaan staan saam met Michael en ons gaan loof en prys, met daai selfde mond wat ek loof en prys, moet ek ook daar buite gaan leef. Kan ek nie nou staan en vloek en vuil grappe vertel en dinge sê en doen wat nie God se wil is nie. En dis die groot ding. Dat ons geloof die hele tyd daar buite getoets word. Dit wat jy sê wie jy is. Hoe leef jy dit uit en leef jy met die goeie gewete? Johannes Calvin in sy institusie, wat ons as NG Kerk ook in vasstaan, sê geloof is nie 'n koue, verstandelike instelling nie, maar 'n vurige vertroue wat die hele lewe kom hervul. Hy sê, daar gebeur iets in my binneste, as ek sê ek glo. My lewe verander, soos ek Paulus op 'n Damaskuspad eers gestap het en Christene wil gaan vervolg het, draai hy om, daar's 'n metanoia en hy stap in 'n ander rigting. Hy stap saam met God as jy jou hand opsteek en sê, jy glo in Jesus. Jou lewe word hervorm. Iets verander in jou binneste.
En dan is daar ook 'n vurige vertroue. Ons vertrou God met alles. Psalm 37 vers 5 het ek vir julle neergeskryf. Jy laat jou lewe aan die Here oor en jy vertrou op hom en jy weet hy sal sorg. In moeilike tye, maar ook in goeie tye is God dieselfde God. En hy los my nie. Hy vat my aan my hand en hy stap met my die toekoms in, tree vir tree. Hier sit daar volgende matrieks op in die kerk, en ek wil vir julle bid en vir julle sê, baie sterkte. Daar's 'n eindeksamen wat nou begin, baie sterkte vir daai eindeksamen. Maar elke millisekonde, as jy jou bes te doen, God is daar, hy saam met jou. Jy hoef nie te stres vir daai eksamen nie, God is saam met jou daar. Hoeveel keer ons wat hier gesit het al moeilike omstandighede beleef, siekte en dood en hartseer, maar God dra vir ons, geliefdes, al die oupas en oumas moet kom praat na die tyd. En kom sê, hou net vas aan die Here Jesus. Want die lewe in sal jy weet, God dra jou, ook in moeilike omstandighede. Hy sal jou nie los nie. As jy bly glo, jy bly vertrou, stap hy met jou elke dag, op berge en in dale, daar oral is my God. Stefan Joubert sê in sy boek, 'n radikale sprong, Jesus, 'n radikale sprong, 2009, sê hy, geloof wat nie jou gewete vorm nie, is nie geloof in Jesus nie. Dit is geloof in jouself. So geloof wat nie jou gewete vorm nie. Met ander woorde, die oomblik as jy besef, maar ek kan nou nie net meer doen net wat ek wil nie. Ek moet doen dit wat God van my vra. Hoe God wil hê ek moet lewe. Julle, daar's die great bandjies, al van het ek 'n tiener is wat sê, what would Jesus do? Wat sou Jesus doen? En elke keer moet julle daai vraag vra, julle is volgende jaar in matriek. Ek het julle gesê, matriek gaan so gou verby. En dan moet julle die lewe ingaan as jong volwassenes. Party van julle het my gesê, julle gaan werk, party gaan oorsee, party gaan swat en werk, party gaan net swat. Ek verstaan daar wag vir julle 'n lewe daar buite. En die versoekings van die lewe is op 'n skinkbord. En julle moet elke keer vra, what would Jesus do? Wat sou Jesus doen as hy in my omstandighede is? As hy ek was? Die besluite, die keuses wat jy neem, is dit in lyn met God se woord, dit wat God wil hê ons moet wees. En dis die groot uitdaging rondom geloof, wat ook in ons dade oorgaan, daai gehoorsaamheid. Met ander woorde, ware geloof is nie vanoggend om net te sê ek glo nie, maar om dit te gaan leef hierdie week nadat ek dit gesê het. Dis waar die uitdaging lê, daar waar die tekkie die teer nou gaan slaan. As jy volgende week by die skool kom, dan gaan jy meneer en juffrou wat hier sit sê, "Hey, maar jy het jou geloof bely vandag. Hoe leef jy? Wie is jy? Ken jy die opgestaane Jesus?" Vriende, ons kan daar so sê, dan fake it till you make it, nee. Ons kan fake die hele tyd. Maar jy kan nie dit doen. As jy sê jy glo, dan glo jy. Dan begin jy so te leef. Ja, ons gaan foute maak. Daar sal foute wees. En ons gaan vir ons sonde bely. Daaglikse bekering, ek het vir julle gesê, ons moet elke dag ons sonde bely, in verhouding met God kom staan. Johannes 1 leer vir ons, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Maar as ons sê ons het nie sonde nie, maak ons God tot 'n leenaar, sê Johannes 1 vers 8-10. So om iets te verstaan van, ek vat vandag God se hand en ek sê dit voor almal en ek stap tree vir tree. En ek gaan dit doen wat God wil hê ek moet doen. Jare terug, ek was nog 'n bitter jong dominee, was ek in 'n gemeente gewees en ek het dit al vertel dalk vir die van die paar mense vanoggend, waar ons 'n biddag vir reën gereël het. En hierdie biddag vir reën het eintlik lank gekom, maar dit was bitter droog gewees daar in die Vrystaat. En soos dit is, het die mense later gesê, maar kom as gelowiges by mekaar, en die kerk was ook so vol, soos vanoggend gewees, was baie lank droog. En
ons reed die dag, en toe ek so by die deur inkom met my Bybel en my preek, ek is nou op pad kansel toe, stop daar om my so by die deur, maar hy druk sy sambreel so voor my in. Hy sê vir my, Dominee, waar is jou sambreel? Ek sê, ja, wat sê hom vir my vanoggend? Hy sê, Dominee, jy kan nie kerk toe kom op 'n middag vir reën as jy nie met 'n sambreel kom. Ja, ek het 'n groot les by daai kom geleer, daai dag as 'n jong dominee. Net om te besef, maar al het dit nie daai dag gereën nie, dit het wel daai week toe gereën. Prys die Here, dit is hoe God werk, maar daai inkeer, daai ware bekering, Suid-Afrika, draai terug na God toe, sodat hy bekering kan plaasvind. En daai sambreel wat so voor my gedruk is, onthou ek sien daai beeld tot vandag toe voor my, net om te sê, hierdie oom het met geloof opgedaag. Hy het nie opgedaag by die middag, die dominee wil 'n mooi teks preek, en hierdie oom daag met geloof op. En dit bly my lewensland by. Met wat daag jy vanoggend op? Jy wat pa of ma is van hierdie jong volwassenes, jy wat oupa of ouma is van hierdie jong volwassenes, hoe lyk jou lewe? Hierdie jong volwassenes kyk op na julle en hulle vra, glo jy, papa? Glo jy, ma? Waar staan jy in jou verhouding? Ons lewe het gebeur en daar het 'n klomp goed gebeur en afgespeel, maar op die einde van die dag moet ons ook maar weer ons sonde bely en terugkom na God toe en sê, dis nooit te laat nie. Ek wil saam met God die dag stap. Al het ek al bietjie gaan van die teerpad van die N1 afgeklim en grondpad gery en die veld van bottels raak kry. Ek is terug by God. Ook ons as paas en maas moet saam met ons kinders en voor ons kinders kan bid. En ons moet saam kan sit en sê, Here, help ons. Help die jong volwassenes van my. Seën hulle vanoggend, hier waar hulle ook op hulle lewensreis gaan vorentoe gaan, matriek, en dan is dit verby. Dan is dit 19 jaar oud, en is eie huise uit, en hulle gaan aan. En dan kom kuier hulle weer. Dit wat jy ingebou het in die jong volwassenes se lewe, moet jy inbou. En hier kom hulle vandag en hulle sê, ons glo. Die tweede teks wat ek vir julle gee, baie kort teks, 2 Korintiërs 5 vers 7 wat sê, want ons lewe deur geloof, nie deur sien. Die bekende kerkvader Karel Barth sê die volgende, hy sê geloof is om te leef in die lig van die onsigbare werklikheid van God se belofte. Dis nou church dogmatics. Dan sê hy geloof is nie 'n menslike prestasie nie, maar die ontvanklikheid van God se genade. Dis net genade wat hulle glo. Die werking van die Heilige Gees wat die genadegawe vir hulle kom ingegee het in hulle lewens. Hoe wonderlik is dit, dat hulle reageer op God se roepstem en vanoggend kan sê, maar ek glo. Geloof beteken ook dat ek aanhou stap, al is die pad waarop ek gaan vol dorings en dussels. Al kan ek nie altyd voor my sien. Ons wat hier in Oudtshoorn bly sal weet, partykeer hier oor die Outeniqua pas of die Robinson pas, dan ry jy in jou voertuig, maar jy kan nie voor jou sien eers nie, maar jy weet daar is 'n pad. Jy weet daar strepe, en jy volg op partykeer die ou se ligte net voor jou. Maar jy weet daar is 'n pad, en jy hou aan glo. Johannes 20 vers 29. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Dis nou vir Thomas, wat nie wou glo nie, want Jesus sê, kom vat aan my, kom kyk na my, kom druk jou vinger hier in, dan sal jy glo. Hier is ook 'n Thomas vanoggend, maar hy is 'n gelowige Thomas. En dan kom die antwoord, gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Gelukkig is ek en jy, 19 Oktober 2025, dat ons hier kan sit en sê, ons glo. Ek sien uit na die lofprysing en my gebase. Ek sien uit na wat hierdie gehoor gaan sê, ons glo. Ons glo in die opgestane Jesus.
Ek lees 'n verhaal raak van 'n bekende berghangklimmer. Dis hier ouens wat die abseiling doen en dan klim hulle op teen die berg en die rots en dan hier was toe nou 'n ervare bergklimmer gewees. Ek lees 'n verhaal waar hy toe nou 'n baie hoë berg gaan uitklim en dan sy met die toue en dan kap hy 'n ding in en dan klim hy op en so het hy nou gaan klim. En toe op 'n stadium het dit ook so mistig begin word oor hierdie berg waar hy geklim het en hy het wel sy goed reg gedoen, maar toe kan hy nie meer sien voor hom nie. Toe kan hy nie 'n diepte persepsie van hoe ver is hy onder toe, hoe ver is hy bo toe nie. En op een of ander manier het hy gegly en hy het geval en hy bly val en dan gryp hy probeer gryp en hy val totdat hy die hele lengte van sy tou geval het. En in hierdie valproses skree hy, Here red my, want hy verstaan hoe hy gaan doodgaan. Hy skree, Here red my, en daar kom 'n stem wat vir hom sê, vertrou my, sny die tou. Vertrou my, sny die tou. En hy skree weer 'n keer, Here red my, en die tweede en die derde keer kom die stem, vertrou my, sny die tou. Daar word vertel dat hy dit nie gedoen het, dat hy nie die tou gesny het nie. En dat hy gesterf het daai aand op daai berg en verklein het letterlik en daar bly hang het. En toe hy om die volgende dag kry, was hy relatief hoog in die berg, want daar was 'n rots gewees wat plat was, wat as hy sou val, sou hy op die rots geval het en hy letterlik 'n meter gehang net bo hierdie plat oppervlak, waar hy veilig sou wees. En van daai rots af was 'n voetslaanpaadjie af onder toe. Hy sou absoluut veilig gewees het. Die mense wat hom gaan afhaal het met die voetslaanpaadjie opgeloop, die tou afgesny, die ou meter van die grond, van veiligheid af, weggeval. Partykeer is ek en jy 'n meter van veiligheid af. Daai meter wat ons keer om te glo. Partykeer hang ons aan die toue van vrees in die lewe. Partykeer hang ons aan toue van onvergewensgesindheid, of ons hang aan 'n tou van ek wil nie my sonde bely nie, of daar's nog onbelyde sondes in my lewe, goed wat ek nie vir die Here sê nie, dat ek nog nie daai oorgawe maak of die Here se hand vat nie, daai toue wat ons omwurg in die lewe, dat ons so bly aan vasklou. En ergens moet jy let go en let God. Ons doen nie. Ons leef so in vrees partykeer. Is jy vanoggend 'n meter bo die grond, dan kom sê die Here vir jou, vertrou my. Ek het jou. Jy's veilig in my handpalm. Psalm 23 vers 4. Ons is veilig in die handpalm van God. Daarom kan ons maar 'n rollemaakie maak en agteroor slaan en ons val net so veilig in sy handpalm, spreekwoorde. Want God het my. Maak nie saak of al goeie tye vir julle wag, slegte tye, moeilike tye, nie, God het jou. Hy sal julle nie los nie, daar op die pikkel of maties of waar julle gaan swat of oor see of daar waar julle gaan werk nie. Die Here het julle. Hou net vas aan hom, bly net glo. Punt 3, laaste teks, dis Romeine, hoofstuk 5. Ek gaan kyk na E.P. Groenewald, en E.P. Groenewald, baie bekende kommentaar wat ons gebruik, sê die volgende, hy sê die geloof wat nie getoets word nie, bly oppervlakkig, maar geloof wat deur beproewing gaan, word goud. So baie keer word ons gelouter in die lewe. Slegte goed gebeur met goeie mense. Maar God bly steeds God. Ek het vir hulle so 'n video gewys van God is always good. God bly goed, ten spyte van. Maak nie saak waartoe ons in die lewe gaan nie. Die Here vat ons aan die hand en hy is nie neffens ons. Ons raak baie keer verder van God af, maar God gaan nie ver van my af nie. Waarom daai jou 'n lewe voor die aangesig van God beteken, ek vat God saam fliek toe, saam rugbyveld toe, saam op die sportveld, saam by die deure uit vandag. God is altyd teenwoordig, die Heilige Gees is oor ons. Jy kan nie vir hom weghardloop nie. Adam het probeer wegkruip vir God, jy kan nie.
So kom bely net jou skuld, daai eer en skande en skaamte. En stap die pad saam met God elke dag. Luister ek sê Romeine 5 vers 3, dis egter nie al nie, ons verleer ons ook in swaar kry, ons weet swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Romeine 8 gaan so 'n bietjie verder en sê, daar's niks wat ons van die liefde van God kan skei nie. Niks. Niks. Hoor jy dit vanoggend? Niks kan jou skei, as jy na die kruis vanoggend kyk, wat Sondag se brood gemaak het. Niks kan ons skei van die liefde van God en deur sy seun, Jesus Christus. Hou vas daaraan. Staan vas in geloof. Vanoggend afsluit met hierdie woorde. Geloof beteken nie vanoggend dat hier 26 dominees aan die kerk uitstaan. Julle verstaan nog nie alles nie. Ek verstaan ook nog nie alles nie. Ons kan nie God in 'n hoek probeer vasverf en dink ons weet nou alles nie. Maar een ding weet ek, God weet die beste. Sy tyd is die beste, sy wil is die beste. Dit beteken ek gaan vandag die Bybel glo soos 'n kind. Ek glo die Bybel, soos daai klein 4-5-jarige, en ek gee oor vandag vir die Here. En ek sê, Here, ek vertrou U met alles in my, ook vir die toekoms. Ook vir my matriekjaar en die tye wat daarna sal kom. En dan as ons op julle troue kom, man, ek trou hulle al en ek het al, want ek nou sê hoe oud is ek het al ook van my belydensklas kinders wat jarelang getroud is, se kinders gedoop, so nou raak ek ou dominee is. Maar hulle het ook gesê, hulle gaan my bel. Pa en ma wees in bestaan in die volgende 4 jaar nie, so ons nog. Joh, daar sal my roering nou gewees. Ek wil amen sê. En ek wil bid vir julle vanoggend. Dit was 'n voorreg om saam met julle hierdie pad te stap, 2025. Elke Sondag na kerk en elke Dinsdag by ouders toe. Wat 'n voorreg was dit om julle te leer ken. 'n Finalejaarskamp, julle opstelle wat julle geskryf het, die onderhoude, julle harte wat julle so oopgemaak het, en vir elkeen van julle wat ek kom bid en sê, die Here gaan julle aan die hand vat. Met julle die toekoms instap. Ek sien julle vanoggend, die gemeente sien julle, ons gaan nou by 'n vinnige gedeelte kom, dit is so gou verby, maar dit is vir die res van jou lewe, iets waaraan jy kan vashou, om te weet, dis mense wat vir julle bid, en dis mense wat ook vir julle omgee. Ek bid dit vir julle vanoggend, dat julle sy liefde naby sal beleef, en dat julle elke dag sal vashou aan hom, om te glo, al sien ons nie. Amen. Here, dankie, dat ons vanoggend net die boodskap kon hoor met die wete, ons kan glo, al sien ons nie. Ons kan vashou aan U, Here, al weet ons, dat U 'n God is wat hier teenwoordig is, en ook nou, waar hy elkeen gaan kom sê, ja, my ja sê ja vir Jesus, ja, ek glo, Here, dat U met hulle sal wees. Dat U nou ook met hulle gesinne en geliefdes, die wat inkyk en Facebook en jare later gaan hulle nog na hierdie video's kan kyk en sê, maar daar het ek gesê, ek kom met aan Jesus, ek stap 'n pad saam met die opgestane Jesus. Here, wees met hulle, seën hulle nou, en ek bid vir hulle, ek tel hulle in die skoot, in Jesus naam. Amen. Die openbare belydenis van geloof is ingestel juis om vir julle as verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God in die gemeente rekenskap van julle geloof te gee. So het julle ook geantwoord, julle ouers en julle as familie, toe julle die kinders nog op 'n stadium by 'n doopvond gehad het en gesê het, maar ons glo in Jesus. En julle ouers het julle ook opgevoed en vir julle vertel van Jesus. Hulle het ook vir julle geleer dat daar 'n Bybel is en jy moet jou Bybel lees en jy moet bid. Jy staan in 'n geloofsverhouding met die opgestane Jesus. Toe om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy vanoggend met jou mond gaan bely
dat julle ook met julle harte glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat julle maak om alleen op hom te vertrou, om te lewe volgens sy woord, getrou deel te neem aan die erediens en aan alle aktiwiteite van sy kerk, om te volhard in die gebed en om op God op alle terreine van julle lewe deur woord en daad te vertrou en hom te verheerlik. Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat julle dan verklaar dat dit julle opregte voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en steeds in julle geloof te bly groei elke dag, meer en meer soos Jesus, nader en nader aan hom. Aangesien julle die NG Kerk Oudtshoorn Park oortuig het van genoegsame kennis van die Bybel en van die leer van die kerk en van julle persoonlike geloofsvertroue, die Kerkraad van Parkgemeente met blydskap toestemming verleen dat julle dan ook vanoggend in die openbaar julle geloofbelydenis mag aflê. Daarom versoek ek dan ook dat julle hier voorkom staan soos ek julle name dan nou gaan uitlees en dan gaan julle op 4 vrae wat ek vir julle gaan lees, gaan julle heel aan die einde gaan ek elkeen van julle vra wat sê jy en julle het ons mooi geoefen ja of ja vir Jesus, net soos julle dit vanoggend uit julle harte uit gaan sê. En veral dat julle in hierdie volgorde sal kom staan, julle begin hier en dan werk julle dit so om, dan gaan jy tot 4 toe. Anja Bronkhorst, Bion Jonker, Christian Esterhuizen, Deedruis van Jaarsveld, Dominique Kreer, Ethan Voogd, Frederik Steenberg, Freddy, François de Tooy, Geert Matthee, Hannes Griesel, Hannes Skoeman, Henko Viljoen, Jacobus van Rensburg, Jandre Strydom, John Joubert, Johan Arndt, Johan Olivier, Kira Takovaya, Linke Ungere, Marie Pretorius, Margie Hinlen, Melanie van Rensburg, Thomas Nel, Tian Janse van Rensburg, Jana Forsie en Zanger Baarle. Ek kan maar so opskryf dat hier ook al allemaal inpas. Ja, dit is fantasties. Wat 'n lekker groot groep is dit. As julle almal so voor my staan, weet ek julle kan almal eerlik antwoord op hierdie vrae. Ons is nie deur, ek het al vir julle gevra. Ons het al gedink hieroor, ons het al bietjie mind gepaai en ons het ook vir mekaar gesê, maar dis wat ons glo met ons hart, siel en verstand. Ons glo dit, ons weet dit. Daarom, die eerste vraag klink so, glo julle dat die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament en die belydenisskrifte van die NG Kerk vervat is, en in die gemeente die by ons in Park geleer word, die ware en die volkome leer van verlossing is. In die tweede plek, beloof julle om as lidmaat van die gemeente van Christus deur die genade in die belydenis van hierdie leer tot aan die einde van julle lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp. Dan in die derde plek, glo julle in Jesus Christus as jou persoonlike verlosser, dat jy hom liefhet. Beloof jy dat jy hom sal dien, sy naam getrou sal bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem. En dan in die laaste plek aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly. Glo jy in die Bybel? Beloof jy om as 'n lidmaat van die gemeente deur die genade en die belydenis te volhard? Glo jy dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het
En aanvaar jy ook dat daar 'n accountability is, dat ons 'n verantwoordelikheid het wanneer ons sê, ons glo in die opgestane Jesus Christus. Ek gaan so begin, en ek gaan vir Anja eerste vra. Anja, wat is hardop jou antwoord? Ja, dominee. Sy sê ja, dominee. Dion Donker. Ja, dominee. Christian. Ja, vir Jesus, dominee. Ja, vir Jesus, ja. Beatrix van Jaarsveld. Ja, dominee. Dominique Kreer. Ja, dominee. Ethan Voogd. Ja, dominee. Freddy Steenberg. Dankie. François de Tooi. Ja, dominee. Gerrit Mathieu. Hannes Griesel. Hannes Skoeman. Henko Viljoen. Jacobus van Rensburg. Jan Dries Strijdom. John Joubert. Johan Arendt. Johan Winfield. Dan Kira de Kouvaya. Linke Ungere. Marie Pretorius. Marlie Hindlin. Melanie van Rensburg. Thomas Nel. Tian Jansen van Rensburg. Johanna Forsheen. En dan Zamarie Baardler. Baie dankie. Hulle sê almal ja. Hulle sê ja vir Jesus. En hulle ja is vanoggend 'n ja dat ek glo. Jesus is my verlosser en saligmaker. Dan op grond van die genade vir ons soos verseël deur die doop, en kragtens die belydenis wat julle sopas afgelê het, word hiermee verklaar dat julle belydende lidmate is van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente NG Oudtshoornpark. Ek verklaar dit vanoggend in die naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees dat julle in die drie-enige God glo. En die goeie wedloop van die geloof met julle al julle kragte inspann en die ewige lewe as 'n prys behaal. Daartoe het God julle geroep en het julle die goeie belydenis nou voor getuies afgelê. Dan gemeente, ontvang hulle vanoggend as lidmate. Kom ons bid vir hulle. Dit is wat ons doen. Ons is nie passief as getuies vanoggend nie. Moedig hulle aan tot liefde en goeie werk en bid vir hulle. Leef in liefde met mekaar saam, want dit is wat ons Heiland gesê het in Johannes 13:35. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Daarmee verklaar ek nou dat julle belydende lidmate is van NG Oudtshoornpark. Kom ons bid saam. Ag Here, ons dankie vanoggend dat U werk voortsit in mense en dat U mense roep en bring om 'n belydenis van hulle geloof in U te kom doen. Ons bid U, Here, dat U deur die Heilige Gees al hoe langer en al hoe sterker sal bind in hulle aan Jesus Christus en aan sy kerk. En ons bid ook U, Here, dat U hulle sal staande hou, dat hulle sal groei in hulle geloof en hulle kennis ook van U. Dat hulle voortdurend, Here, sal soek na antwoorde uit die woord uit in hulle lewe. Dat U, Here, ook in hulle lewe en hulle diens die gehoorsaamheid wat aan U is, Here, hulle kragtig sal gebruik as getuies in die wêreld, dat hulle ook hoop sal gaan verkondig. Ja, Here, maar bewaar hulle ook van versoeking, is my gebed vanoggend. Gee, Here, dat hulle ook op die laaste dag onder die skare van die uitverkorenes in oorwinning voor U troon sal verskyn. Ek vra dit alles vanoggend in die naam van die opgestane Jesus Christus. Here, kom seën hierdie graadgroep. Wees met hulle. Ek bid ook vir hulle ouers, hulle voogte, hulle familie, hulle oupa en ouma. Here, mag U ook vanoggend hulle as familie gaan seën, Here, en ook op hulle lewensreis vorentoe. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. As julle nou so staan, en ek so vra dat die ouers en voogtes, paas en maas, oupas, oumas, ook vir my 'n oomblik sal opstaan, net daar waar julle is. Jy hoef nie vorentoe te kom nie, julle kan maar net opstaan. Ek wil gou sien, wie van julle is almal in die kerk, maar nie te staan wees nie, hulle staan hier voor. Ja, kom ons staan gou almal op, ja.
Ek wil vir julle as gesinne, wil ek vanoggend kom bid. En ek kom seën julle vanoggend as gesinne. Mag julle ook die liefde van die Here beleef. Deur dit, dat hierdie babietjies van julle wat nou so groot geword het, vanoggend kom sê, hulle glo. Hulle glo in die opgestaane Jesus. Dankie. Bly vir hulle bid. Bly met hulle die pad stap. Bly hulle aan die hand vat. En bly saam met hulle op pad vorentoe. Die Heilige Gees sal hulle nie los nie. Ek seën julle ook. Baie dankie. Julle kan maar wees. Ek gaan nou so vra dat ons leier Ouderling Tinus ter Blaans, ons onderleier François van Rensburg, hy het ook 'n dogter hierso, en dan ons leier Diaken Henny Griesel, hy het 'n seun hierso, en natuurlik ook Fanie van Wyk, ons onderleier Diaken, of hulle na vore sal kom om my te kom help. Ons wil graag julle blad skud, en ons wil vir julle 'n geskenkie oorhandig van die kerk se kant af. So kom ons staan net so, dan kom ons. Hulle het allemaal so geskenk gekry en ook die beleidingssertifikaat. En dan gaan hulle nou so omdraai, as hulle afbeweeg onder toe. Dan gaan ons eers as gemeente opstaan en vir hulle die seën toesing. En dan gaan elkeen van hulle 'n geleentheid nou kry om 'n blaai te teken daar en dan te gaan sit. Hulle gaan daar van aanraak af begin. En dan gaan hulle plekke inneem en Michael gaan vir ons wegvat vanoggend waar ons die Here saam met julle gaan loof. Maar terwyl julle dan so staan ook, kom ons draai net so om en dan kyk ons ook vir die gemeente. Kom ons verwelkom hulle met 'n lekker hande klap. En kom ons staan op en ons allemaal hele manier en sê hulle vanoggend. Laat hier die seën Christian, dis volgende. Peter, dis volgende. Okay. Dominique.
Ethan. Ik heb echt een serie gehad, maar die wordt mooi. Dat is het Ethan. Frederik Steenberg, dit is bekend als Fred. Dat is een François de Toy en zo. Sjerk, Mathieu. Dat hebben we wel besteld. Ik heb het al samenspelen. Ik ga niet allemaal mes zo goed is raar, mes. Nogal mes schoenen. Enkel voor leren. Jacobus van Heemsberg. Jan de Stuyter. Ik kan je volnaam zeggen. John Frederik Goubert, dat is een prachtige man. Dit heb ik niet dat John. Die maakt zo'n mooi klavier speelt met ons in de kerk. Zo, heel goed hoor. Johan Arndt. Hij spreekt het eigenlijk als aan. En dat zijn wij. Dan Johan Olivier. Ik heb die meisje bij een keiel gezet. Het is een kilo. Ja, dat is een Johan. Ik zou het bijna niet mooi. Johan. Dat is het. Dat is het kilo. Johan, jij was nog alles hier. Linker. Die Marie Victorius. Dat is mijn pino ook nee. Marley Hendon. Wat is dat? Melanie van Heemsberg. Dat zijn die. Thomas Arnoldus Mel. Prachtig, nee. Die hier nog gespeeld is. Jan Jansen van Heemsberg. Johanna Versier. Dan zal wij niet waarlijk. Fantastisch. Kom eens even hier verder lekker. Kom staan en maak die af van de vrede. But
Die jong mense wat hier voor my staan, hulle is mooi hoor. So ek dink ons kan ons vir die Here 'n handeklop gee en ons sê dankie dat U so goed is. Dat die jong mense so mooi gemaak het. So ek nou baie kyk en glo dit nie altyd so nie. So ek die mense speel kyk dan wil ek dit alleen sê die Here het dit mooi gemaak. En ek wil vandag vir julle wil ek sê ons kan sit en gedoen vandag. Ek lees dit volle woord en sommer net vir die Here sê hoe dankbaar ons is dat hy so goed is vir ons. God is good. And all the time. Okay, kom ons doen julle dit. God is good. And all the time. Here it is so good. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails. All my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. So if you're just come sing the Lord, all I am faithful, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am thankful, I'm singing.
vanoggend sien ons julle met die beste keer van die seëninge in die hemel. Geliefdes, daar gaan nou, julle kan net so agter toe loop, daai Here is ook daar agter. Ons nou die seën gaan uitspreek en kyk saam daar in die groot saal. Die kollekte ouens wat vir my so by die deure staan en die ouens wat kollekte opneem, daar terwyl hulle verby stap ergens in die raken. Ons gee dit ook vir die Here en ons hoop die Here daarvoor. Maar as ons nou saam gaan kyk, kom ons sê ons bid vir mekaar. Jy is hierdie woorde. Ons seën mekaar in die lewe in. En mag hy elke millisekonde, elke tree wat hy gee, saam met dit is. Ons gaan nou lekker voortbeweeg in die weg wat ek doen. Ja, kom ons ontvang hy seën. Nou die aand is gekoop, en seën ek julle volgende. Mag die Here julle seën en beskerm. Mag hy tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Mag hy al julle gebede verhoor. Mag hy julle vrede gee. Van vandag tot in alle ewigheid. Ons almal sê saam. Amen.